Genesis 22, die offerande op Moria. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem. En hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die 3de dag toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel. Ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle 2 dan saamgeloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun, en hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle 2 dan saamgeloop. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van my nie terughou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as 'n brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Toe roep die engel van die Here vir die 2de keer na Abraham van die hemel af en sê, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie terughou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is. En jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. En Abraham het na sy dienaars teruggekeer, en hulle het klaargemaak en saam na Beersheba gegaan. En Abraham het in Beersheba bly woon. Na hierdie dinge het hulle aan Abraham berig gebring en gesê, kyk, Milka het ook van jou broer Nahor seuns gebaar. As sy eerste geborene en Bas sy broer en Kameel die vader van Aram, ook Kesit en Hasu en Pildas en Jetlaf en Betuel. En Betuel was die vader van Rebekka. Hierdie 8 het Milka vir Nahor, die broer van Abraham, gebaar. En sy byvrou met die naam van Rima, sy het ook Tebag en Gam en Tahas en Maga gebaar.